Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer gewerk, so hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal nie. Dis die 4de Maart, die 3de maand van 2026. Ek weet nie of jy dit gehoor het, maar daar was Sofia met wat, toe ek dit sê, die wêreld se grootste sug gegee. So, Sofia, voel jou pyn. Ek dink sy kind of, dis hoe ons almal voel. So ja, dit is 'n nuwe maand, nuwe dinge. Jammer ons was verlede week nie online gewees nie. My ma is ongelukkig verlede week oorlede. So ek het 'n paar dingetjies gehad waarmee ek moes gedeel het. So dis hoekom ons nie klets gehad het nie. Yes. Jou ma, maar ook klets se grootste fan, Tannie Lucia. Ja. Nee, sy was van die heel eerste episode af. Ons het offisieel ons grootste fan verloor. So ja, dit is sad. Ons het 'n paar ander ook, wat ek weet, onder andere Karen en 'n paar ander Annette en so aan. Maar Lucia was die OG. Sy was die OG. Ja. So ja, dit is hoekom ons nie verlede week op die lig was. Maar hier is ons hierdie week op die lig. En ek kan dit Sofia net al lê kry. Ek meen, haar hele lewe gaan mos eintlik, of my hele lewe gaan mos eintlik maar om haar. Ek weet, just a side note, nee, wag, voordat ek dit eers sê, ons praat 'n bietjie later met Lucia Poelman van die nuwe koerant wat eers kom. Anne Lucia, julle, sy Lucia. Ja, dis nie my ma nie. Ja, dis die ander ene. Yeah, that would have been weird. That would have been funny. Maybe it's just a bit too soon yet, but okay, anyways, we both have a dark sense of humor. You never know. Lucia. Ons praat met Lucia Poelman. Sy is die betrokke by die nuwe koerant, die papier wat eerskomende Vrydag, die 6de Maart launch landwyd in Suid-Afrika en dan ook natuurlik online beskikbaar, maar later meer oor dit, maar net 'n side note, dat ek nou sê wat Sofia wat my hele lewe reël en regeer, is die klein brat het mos die 28ste Februarie verjaar. Happy birthday, Sofia. Ek het natuurlik al verjaarsdag vergeet. Ja, ek weet vir 'n peetma as jy maar kak, maar dis okay. Baie kak. Maar ja, dit ek nou uitgevat vir ete vir die aand, laat sy 3 kan kry by een van die local restaurante hier wat dog friendly is en wat actually rarig, ek dink hulle doggy kos is partykeer daar lekkerder is wat ek al gesien het as van die menskos daar. Ja, kan jy sê vir mense beskryf as dog friendly is 'n understatement. So ek dink honde daar is meer welkom as mense, maar moet nou nie dink dis is 'n sink kind of plek. Ek weet almal het nou daai idee in hulle gedagte van hierdie like grond en sink en afgelope tafels en sulke kakkies. Nee, hierdie is soos luxe, julle. Dit is 'n luxe plek. Ja, dis 'n luxe Mediterranean cuisine restaurant. Maar jy is en jou hond hoef nie op sy lead te wees nie. Die honde loop daar rond like they own the place. En ja, die kos is reg baie lekker. Ek was al baie lus vir Sofia as Elaine vir daai hoender en rys uitbring. As ek sê, kan ek dalk my order verander asseblief? Ja, so ek het die brat het ek toe nou gevat vir haar verjaarsdag ete. En toe nou vanoggend vroeg besluit, maar shit, ek doen dit gewoonlik elke jaar, want dit is so al 'n tradisie in ons parkgroep, dat as die honde verjaar, dan nou ons 'n verjaarsdagpartytjie, en ek het dit dan nog nie gedoen nie, as gevolg van verlede week, en wara. En tussen alles deur, al die admin, van alles, het ek toe nou nog moes ek toe nou goedjies maak en bak en ry toe nou gegaan na die Crazy Store toe. Matthys, ek wil nie sê jy's 'n trooper, hoor. Jy's 'n flippin' trooper. Want ons almal weet hoeveel admin is daar betrokke as iemand nou oorgaan of heen gaan. En jy deel nou met al die admin en 'n hondepartytjie. Okay, Crazy Store, take the story further. Ek gaan na Crazy Store toe, ek vra toe nou vir hulle, sorry, kan Sofia vinnig net gou saam met my ingaan? Hulle sê nee, dit is fine. Ek vra waar kan ek nou hierdie goeders kry vir 'n verjaarsdag? Pik 'n paar goeders. Die girltjie is so al verwas. Sy sê vir my, is it your daughter's birthday? Ek sê vir yes, it is my daughter's birthday. En ek go aan en ek shop verder en ek kry klaar en ons kom by die till en sy sê vir my, can I give her a balloon? Sê ek van, nee, asseblief nie, sy gaan, dit gaan nie werk nie, want hierdie is my dogter, dit is my hond wat langs my staan. Die vrou kyk nie, sy sê so, how white people
terwyl sy white dit opbly. En toe dink ek het, dit is actually quite belaglik, maar ja. So dis eintlik al nuus wat ek het, is dat ek moes vir Sofia nog 'n partytjie gereël het ook. Ek is nie genooi nie, maar okay, dis dalk omdat ek al verjaarsdag vergeet het, nee. Dit was regtig last minute, Colleen. En dit gaan moontlik nog uitgestel word, want daar is 'n dreigende donderstorm in laatmiddag, so kom ons kyk maar. Is okay, Matthys, solank ek 'n kiekie kry, dan is ek okay. Ek sal vir jou. En ek sal regmaak met 1% vir Sofia. Okay. Dis is te kwaad vir my nie. Ja, hier val die reën, Matthys, en elders in die wêreld val die bomme. Kan jy dit nou glo, Colleen? Dit het my so half onkant gevang. Eerlikwaar, moet ek vir jou sê. I didn't see this one coming. Ek het geweet, ek het geweet dit gaan gebeur, maar ek het nie gedink dit gaan soos nou gebeur nie. Ek hoor wat jy sê, dit was so dreigend, mense het gedink dit gaan vroeër gebeur en toe gebeur dit nie, en toe hang mense al van 'n tak, en ja, hier is dit nou. En ja, dit lyk vir my, ek het die nie so aan in die agtergrond, ek moet vir julle sê, ek volg nie regtig vreeslik die intriges en die feite rondom dit nie, daar's natuurlik baie emosie, ook rondom hierdie ding, nie net rondom mense wat hulle besig is om hulle lewens te verloor, en net die absolute tragedie, agter alles wat aangaan, en agter al hierdie ander stede buiten Iran, Israel wat obviously betrokke is, maar ouens soos die mense in Dubai, Doha, Bahrein, ek het nou 'n storie gehoor, ek weet nie wat fake news is nie, Cyprus in Griekeland. Ja, but I'm not sure. Ek het dit, ja. Ons sal kyk of het Vrydag in die papier is, anders is dit fake news. In die papier is, ja. Ja, maar besides al die emosie rondom dit, jy weet, net die absolute emosie rondom mense vermoed, hulle moet nou absoluut kan kies, jy is either vir iets of jy is nou teen iets weer, heeltemal, nee? Ja, dat is swart en wit ding. Ja, mense kan nou nie loop en kou dieselfde tyd nie, dit het nou eweskielik vir hulle onmoontlik geword. So ja, maar ek dink we all sit with bated breath, en ons hoop maar net nie China raak betrokke nie, want ek dink dan is ons nie kak. Ja, ek dink as dit seker gebeur, dan is dit maar volwaardige derde wêreldoorlog, en ek onthou ek het 'n hele ruk terug, kan nie onthou of ek dit op klets gesê het nie, of ek het vir jou persoonlik gesê het nie, of by 'n kuier gesê het nie, dat my gut was, die dag as Amerika betrokke raak by die Midde-Ooste, then it's the start of the Third World War, en hopelik is ek verkeerd. Ek praat met 'n vriend van my, wat vriende het, 'n vrou wat al vir jare ken, 'n vriendin van hom wat in Bahrein bly, en sy sê waar sy op 'n stadium, ek meen sy hoor die bomme die hele tyd langs haar afgaan, en sy het op 'n stadium iewers tussen die bed en die muur probeer vir haar 'n skuiling maak en 'n mat bo haar gegooi om seker te maak dat as die glas shatter, dat dit nie haar beskade of seer maak nie. En ek dink dit het my nogal gevang gister toe ek dit hoor, toe hy die storie vir my sê, van ons lees weer eens al die nuusberigte, ons sien dit op die TV, maar iewers is daar 'n mens wat op die stadium ongelooflik bang is, en bomme hoor. Ja. En dan gee jy so al perspektief vir ons wat bitch en moan van ons het nie water nie, en ons het nie... Ja, ek gaan ander bitch en moan oor. Ja, ek weet jy sê, maar ek meen, shit, gelukkig is ons nie in oorlog nie, wel, nog nie. Ja, en jy weet nou ding wat jy sê van Amerika in die Midde-Ooste, ek weet Amerika was al 'n paar keer hulle neuse in die Midde-Ooste gaan indruk, maar vir baie jare nie, en het hulle alles probeer om uit die Midde-Ooste uit te kom. Ja. Partymal onsuksesvol, jy weet, mense ook nou kyk wat aangaan het in Afghanistan, en hoe hulle Afghanistan gelos het in absolute, wat was sy naam nou weer, Sleepy Joe. Ja. Alles ontruim het en... Ja, dit begin met Bush, maar Barack het basically die oorlog beëindig, en toe Sleepy Joe hulle nou daar ge-evacuate, maar hulle het toe nou gelos met absoluut niks nie. Ja. En ek dink die groot ding was Trump se uitlatings die hele tyd, dat hy wil nie 'n oorlog weer begin in die Midde-Ooste nie, hy stel nie belang in oorlog nie. En ek weet mense het baie te sê oor Trump, en ek probeer regtig
my inligting wat ek inneem oor Trump so klein bietjie balanseer. Ek is die naweek deur 'n vriendin van ons paar keer in die bek geruk daaroor. Met die koele gehaal. I heeded the warnings en ek lees 'n bietjie weier. Maar die punt daarvan is, jy weet, Trump is 'n man wat wanneer hy 'n besluit maak hy dan he sticks to that decision. En vir my die hele ding dat hy moes teruggaan op daai ding wat hy gesê het, ek wil nie meer oorlog hê nie. Ek wil oorlog beëindig. Vir hom om nou te sê, okay, ek gaan hierdie oorlog nou deurvoer, moet daar ek weet nie of hy moes sê keuse gehad het, hy moes 'n baie goeie rede gehad het. I don't know, daarby sê ek nie dis reg of again, guys, please, can we choose gum and walk at the same time? Dit is terrible wat gebeur. Maar ja, al die liberaliste in Amerika, ek staan stom, verslaan ook Matthys. Ek dink van hulle punte is goed, maar as jy nou kyk na die tipes wat nou daar gaan staan en protesteer oral met hulle pershare en hulle 67 piercings in hulle gesigte, wat nou gaan oor, jy weet, bly weg uit Iran uit, en dis dieselfde mense wat genocide kraai oor Gaza. Maar kyk wat die Ayatollah Azhollah gedoen het in Iran. Hoeveel mense is vermoor net in die betogings. Nie eers om te praat van die voor die betogings wat vermoor is, as jy net iets teen die regering sê. Ja, wat ons glad nie van weet nie. As jy as 'n vrou net jou hare gewys het, is jy vermoor. Maar daar het hulle, dit is asof hulle blind is vir dit. It's just the next cause. It's die Greta Thunberg syndrome. It's just, I just need a cause. I don't care what it is, I'll do it. Daar's 'n reeks op Apple TV genaamd Tiran. Ek weet jy die eerste season al gekyk, en as jy Apple TV het, sal ek jou aanraai om dit te kyk. Ek trek nou by ek is by season 3, en Vrydag het die nuutste episode gelons, verlede Vrydag nou, en dit was nou oor hierdie nuclear bomb, wat hulle al hoeveel keer van praat, wat nou, it's now real, hy gaan nou afgaan. En dit was net vir my so eerie, want 'n paar minute later, toe sit ek die nuus aan, en toe sit van, is dit wat regtig gebeur het? Hierdie is 'n storie, maar dis wat regtig gebeur het, en ja, it's a brilliant reeks. Maar terwyl ons van briljante en briljansie praat, kom ons luister wat sê Lucia Poolman oor die nuwe Afrikaanse weeklikse koerant, wat van 6 Maart af elke Vrydag beskikbaar gaan wees. Wat is sy naam, Matthys? Die Papier. So, dit is die vooraand van die launch van 'n nuwe landwyse Afrikaanse weeklikse koerant in Suid-Afrika, nou eerskomende 6 Maart, en ons sit met 'n baie goeie vriendin van my, partner in crime, volksspele maatjie van kleuterskool. Ek weet nie wat om alles te noem nie, maar ek en Lucia ken mekaar omtrent so oud soos wat ons is, en sy is nou Lucia Poolman, alhoewel ek nog steeds na verwys as Lucia Swart, want dit was haar nooiens van gewees, en sy is die nuusredakteur van die nuwe koerant wat eerskomende Vrydag 6 Maart launch in Suid-Afrika, 'n gedrukte koerant en dan ook digitaal. Lucia, moerse dankie dat jy vir ons tyd maak om met ons te klets, en baie geluk met die nuwe Afrikaanse koerant. Die Papier. Die Papier, baie dankie. Jy klink vir my huiwerig. Ek dit is 3 dae voor launch, so ek verstaan dit. Ja, sê Lucia het nou tyd hier opgeoffer uit haar besige kantoor uit. Dis 'n gewemel daar agter jou. Maar dit is vir my. Lucia kan nie vir my nee sê nie, dis die probleem. Nee. Maar ek weet almal sê dit is 3 dae voor launch, maar onthou dis 2 dae voor saktyd. Dis ons in 'n busie van ons op pad rondpers toe, om van haar eerste koerante te gaan afhaal. Vars gedruk. Wat is saktyd? Vir die van ons wat dan nie weet nie, Lucia, wat is saktyd? Saktyd is wanneer die drukkers begin rol. Wanneer daai rolpers aan is. Dit kom uit, het is eintlik 'n vervloë daar se uitdrukking, toe daar in nuuskantore gewerk is waar die drukperse onder in die nuuskantoor was en mense van bo af met toutjies papiere en goed afgestuur het. Hulle het goed laat sak na die drukkers toe. En dit is waar die woord saktyd vandaan kom, en onder joernaliste is dit maar die algemene term wanneer 'n druktyd is, wanneer jy kopie by die fabriek moet wees,
en so sak dit. So dis in ons wêreld van gewone mense en joernaliste, is dit 'n deadline. Jy moet dit teen daai tyd oomblik maak, anders gebeur dit nie. Anders gebeur dit nie en buiten dit betaal jy boetes, want solank as wat jy laat is, soveel minute of iets wat jy laat is, soveel minute staan die rolpers stil en hulle wag vir jou kopie. So dit is nie net 'n gewone startyd wat jy mis, jy daar gaan, maar dit is nou nie soos 'n Kulula met gekanselleerde vliegtuig nie. Jy gaan ernstige boetes betaal. Kulula is permanent gekanselleer, so soos Kulula. Nou, vinnige kort tegniese onderbreking is Lucia terug. Lucia, so hoekom, ek weet, die laaste landswye koerant was daar, Cornelis sal vat my sound. Nee, jy het net in die mikrofoon ingepraat nou. Nee, sorry. Nee, ons hoor jou nou weer baie mooi. Here, wat wil jy? Die laaste landswye koerant was rapport geweest wat ons almal ken. En die laaste uitgawe was ek dink dit was 24 Desember 2024, sover ek weet. 18 maande later launch daar 'n nuwe gedrukte koerant wat amper nou weer terug gaan na die argaïese goeders toe, want ons is almal so gebombardeer met digitale koerante nuus. Hoekom juist weer 'n gedrukte koerant? Daar was 'n aanvraag gewees onder lesers, veral na die sluiting van rapport en ook kort voor dit beeld. En mense raak verward in die ooraanbod van nuus. Wanneer jy op Netwerk 24 en daarmee skiet ek glad nie enige van hierdie platforms af nie. Maar wanneer jy op 'n nuuswebwerf gaan, dan is daar 'n klomp stories wat daar lê. Niks is vir jou verpak wat vir jou sê, hierdie is die hoofberig van die dag. Hierdie is wat jy moet weet wat in jou omgewing aangaan. Hierdie is dalk 'n sagte storie, maar dit gaan net so belangrik wees dalk bietjie later, of dit is goed vir bietjie vermaak of vir algemene kennis. Niemand verpak meer daai goed van begin tot einde vir jou in 'n pakket wat gebalanseerd is, genuanceerd is en wat jy kan gebruik om jou ingelig te hou oor al die belangrike kwessies nie. Dit is daar, die baie van die berigte is daar. Dit raak net verswelg in hierdie see van te veel inligting. Heeltemal. Ek en Colleen het actually vroeër die week daaroor gepraat. Ek dink ook nie, as jy nou 'n koerant wil launch en jy launch hom moontlik op die voorhand van die 3de Wêreldoorlog ook. I mean, it's quite an interesting time you picked for this. Maar dis wat ek vir haar gesê het, ek verlang so terug na jare terug toe ek 'n kind was, ek dink so 6 en 7, waar daar 7 uur die Afrikaanse nuus was op SAIK, ek dink kanaal 1 of 2, en dit was die nuus. Want dit was die nuus wat almal geweet het van op daai oomblik. Want nou kyk ek na hierdie oorlog, na verskillende nuusagentskappe, en dit voel vir my asof daar 6 verskillende oorloë uitspeel. Dis daai ding van, we cannot curate news anymore. En dit is 'n groot probleem vir my, as 'n nuusgebruiker. Ja, dit is amper asof jy Netflix aansit en jy weet nie wat jy wil kyk nie. En dan scroll jy vir so lank om 'n program te kry waarvoor jy lus is. Die tyd wat jy begin kyk, dan stel jy in elk geval nie meer belang nie. So, dit was juist wat verbruikers gesoek het met die sluiting van beeld en ook met rapport. En daar was ook nog steeds Engelse koerante wat jy kon kry wanneer jy by winkels instap. Citizen, van die Engelse koerante, verskeie wat nog op die rak lê, daar was niks in Afrikaans nie, wat net sê, daar is 'n behoefte aan Afrikaanse gedrukte media. En Lucia, dis as jy sê daai journey wat mens amper vat, jy pause 'n bietjie, so jy klik nie van een website na 'n ander website om te kyk nie. Ek weet, Matthys praat nou van die nuus toe hy as kind was, ek onthou ek was verslaaf van die Sondagkoerant as kind. En net om daai deur te werk van die groot stories wat my baie ontstel het, jy weet, die wêreld gaan vergaan, little did I know, soveel moet nog gebeur, tot en wat jy kom by die vermaaklikheidsafdeling, en jy sluit hom so half af op goeie gemoed, of jy lees die sterre was vir my baie belangrik, moes net my horoscope lees vir die week, om te weet,
gaan die ouetjie wat ek like vir my kyk op die entreeblad hierdie week. So ja, daai verpakking en daai journey wat 'n mens iemand deurvat en dat hulle net 'n bietjie 'n pause kan vat en sit en deur iets werk, dink ek is so belangrik. Present wees, ek dink dit is wat jy nou sê, you're present in reading the news. Ja, en absoluut 'n not so voorspelbare ritme in 'n koerant, nee, jy het jou hoofberig, jy het dan van jou harder nuusblaaie, jy het sagte blaaie, dan gaan jy oor na jou kommentaar toe. Dis presies soos jy sê, nee. En dan begin jy na jou sagter uiteindelik sluit jy af met sport. En dan saam met die papier kom 'n bylaag wat amper soos die destydse beeldse by was of weekliks by rapport wat jy kon uithaal. Die papiersnoep word genoem dink en dit is dan waar ons bietjie meer in diepte in sommige sake delf, maar ook dit gebalanseerd hou, nie te swaar nie, maar gebalanseerde nuus uit en stemme dwars oor die land. Jy het nou iets gesê wat so interessant vir my is, Susan, wat ek nog nooit eintlik so daaraan gedink nie, dat elke koerant het 'n ritme. Jy begin met jou harde nuus, dan dit, dan dat, opiniestukke, dan sport. En ek weet altyd bladsy 3 is gewoonlik, that's the page. If you want to be op 'n koerant, dan wil jy op bladsy 3 wees. Hoekom is daar dan so 'n ritme? Dit is net nou, dit my nou half bygeval. Mense is maar creatures of habit, daar los my Afrikaans my, nee? Ons is maar mense wat hou van 'n spesifieke patroon, ons hou van bietjie voorspelbaarheid. Die truc kom natuurlik daarbey in, om jou lesers nog steeds te kan verras op daai bladsye, en ek kan sê dat ons 'n paar verrassings gaan hê, ook in ons vloei, wat 'n bietjie gaan afwyk van normaal, of wat bekend is, ons gaan so klein bietjie afwyk, en dan gaan ons ook laat lei deur die nuus. Hier skielik, soos jy nou gesê het, sit ons in oorlog, ons het dit nie sien kom, ons het dit sien kom, maar dis nou hier, ons moet plek maak daarvoor, ons moes, dis die wonderlike ook van 'n weeklikse publikasie, is, jy kan nie brekende nuus doen nie, jy kan ontwikkelende nuus doen, maar jy moet 'n vars hoek daarop kry. Nou moet ons maar mooi gaan sit en dink, wat gaan nog van toepassing wees wanneer die koerant Vrydag op die rak is. Nou, jy praat van hoekom, ek onthou jare terug het ek met Rita Landman gepraat en sy het vir my gesê, as hulle gesit het in hulle redaksionele vergaderings van carte blanche daai tyd, het hulle altyd gesê, jy moet 21 hoeke na hierdie tafel te bring oor hierdie storie, want die storie is klaar al uit, en watter een van daai 21 gaan die hoek wees wat ons vat, en ek dink dis so waar wat jy sê is, en dis die lekker ding van 'n weeklikse ding, is dat dit word verpak, en daar's soveel meer tyd wat daar seker vir die joernalis is, om regtig navorsing te doen, en te skryf oor daai storie, as jy net 'n dagkoerant of dis clickbait, en jy moet binne 'n paar minute online wees, anders is Twitter voor jou daar. So gelukkig, daar is daai balans. Joernaliste het nie altyd, selfs by 'n weeklikse publikasie, die luksheid om vir 'n hele week net aan een storie te werk nie, veral nie in 'n klein span soos ons nie, maar dit bygesê, ons grou diep, ons is ingelig, en ons het baie dinge wat in ons guns stel, om seker te maak dat ons stories hard kan slaan, en dat daar eintlik baie werk ingaan vir die kort tyd wat ons het om dit bymekaar te sit. Jy praat van julle span. Ek sien julle word uitgegee deur Novus en ek het nou gaan lees oor hulle is 'n onafhanklike uitgewer, wat ook bemoedigend is. So dit gaan ruimte laat vir verskeie opinies, maar ek kyk ook na julle span en 'n paar groot name, Barnard Beekman, sien ek Jana Marx en natuurlik Lucia Polman. So hoe het julle almal bymekaar gekom? Hoe het julle die span saamgesit? Novus het einde verlede jaar het hulle Barnard genader om die redakteur te wees van hierdie publikasie. Hulle het 'n gaping gesien in die mark en soos enige goeie onderneming die gaping gevat. So Barnard weet ons almal is politiek baie goed ingegrawe, baie kontakte. Hy is 'n koerantman deur en deur al by verskeie afdelings en hy het so begin om die span saam te stel. En toe het ons gekyk waar is gapings en wat ons kort. Daar is mense wat gekom het van verskeie publikasies af. En
ek kan eerlik sê, al is ons 'n klein span, is ons 'n gedigte span. Ja, ek meen as jy kyk na daai name, dis name wat jy weet, they know about news, they've been around, en ek dink ook net, Lisha, jy het begin jare terug, net toe ons klaar geswat het jy begin by Beeld, en jy het in die nag gewerk, en ek dink as ek reg kan onthou, het jy crime gedoen, crime en mense wat doodgaan, so ek meen, jou lewe, en ek wil nou nie ons ouderdom weggee nie, maar ek meen, jy het jare en jare se ervaring ook, as dit kom by nuus. So, jy wat byvoorbeeld nou redakteur is, waarna kyk jy? Ek meen, wat is die daaglikse job van 'n redakteur van 'n koerant en veral 'n nuwe koerant? What does it look like? So, gelukkig is ek nie redakteur nie, dit val op Barnard se skouers. Ja, sorry. Dit val op Barnard se skouers. Hy moet dan nou met al die korporatiewe besluite moet hy hanteer. Maar jy is verantwoordelik vir die nuus. Ek is verantwoordelik vir die nuus, ja. So ek kyk watter nuusstories is daar moontlik. Ek bestuur ons span. Ek sorg vir almal se spertye. Ek maak seker dat daar 'n redelike kopievloei is. Ons pas aan wanneer iets uitlek of wanneer iets gebeur en ons met 'n ander nuus vat, werk hierdie kopie. Ons het verslaggewers wat leer, wat ook nou nie die luxe het om eers vir 'n paar weke net sagte stories te doen nie, wat sommer in die diepkant ingegooi is en hulle moet swem. So ja, dis maar eintlik ek voel bietjie soos 'n air traffic controller. om te sê, nou word dit gedoen, nou stop ons hier, nee, hierdie storie gaan nie uitwerk nie, nee, daar is genoeg tyd hier aan bestee, ons gaan met 'n ander ding, en uiteindelik moet ek sorg dat die koerant volkom. Ek kan nie meer jy slaap 'n bietjie min op hierdie stadium, né? Ja, maar daarom is ek nie op my eie nie, ons het 'n fantastiese inhoudsredakteur ook, wat seker maak al die stories is goed genoeg, dis Vernon Jansen van Rensburg, hy is ook baie goed met uitleg. Ons uitlegkunstenaar, Gerry Lotriet is fenomenaal, haar blaaie wat hier teen die muur opgesit is, wat nou nog net so ons oë is so mooi, dis so fantasties om deel te wees van hierdie projek, om te sien hoe dinge nou ontwikkel en uitspeel, en hierdie opgewondenheid te voel, is regtig iets, vir my 'n stukkie geskiedenis. Ja, ek dink hier is dit definitief 'n stukkie geskiedenis vir ons as Afrikaanse nuusverbruikers. Definitief 'n turning point. Ek sê baie maal vir Matthys, I just want to go back analog. So hierdie was vir my, toe ek dit sien, toe ek die eerste vrystellings, eerste bietjie nuus sien van die papier wat uitkom, toe smile ek all the way. Kan nie wag nie. So by dit ook, waar gaan hy beskikbaar wees? Hoe gaan hy beskikbaar wees? Ons sê landswyd, so is dit landswyd as ons praat van Kathu tot Kuruman tot en met Keetmanshoop tot en met Kimberley, en ek weet nie wat se ander plek is in die noorde met 'n K nie. Ja, julle moet nou nie net Pretoria bederf hiermee nie, asseblief. Johannesburg soek ook 'n bietjie Afrikaanse koerante. Inderdaad, landswyd. Daar is 'n paar plekke in die Noord-Kaap, waar ons dalk nie so gereedelik beskikbaar gaan wees nie, maar dit is enkele plekke. Vir die res is dit regtig landwyd, en waar jy tradisioneel jou koerant of tydskrifte sou koop, behoort dit daar beskikbaar te wees. Ek onthou Sondagoggend, dit was my job geweest, nadat ons van die kerk af gery het ek dink 'n R10 noot gekry, en ek het moes ingehardloop het na die Griekse oomie toe, en by die kafee 'n koerant koop, en dan die klein geld kon ek gebruik om vir my chappies te koop. So jy kan dit nou ewen by die Griekse oomie se koerant op jou dorp, kan jy hierdie kantoor nou koop van Vrydag af moontlik. Die papier, Matthys. Ag, die papier. Kom ek wil kantoor. Wat is dit? Ek is sorry, papier. Ja, het seker gebens op die kantoor en nou. Ek het gister gebens op die kantoor. So dit is dit. Sorry, ja, ek het die papier. Maar Lucia, behalwe dat hy gedruk word, is hy ook 'n digitale koerant. So mense gaan dit ook digitaal kan lees, want veral baie van die mense wat na my en Colleen se gesamentlik luister elke week, sit eintlik oor see. So hulle gaan ook toegang hê tot die nuus van die papier. Ja, daar is 'n webwerf, die papier
.co.za en daar kan jy gaan, jy kan jou e-koerant gaan lees, jy kan hom deurblaai op 'n PDF en hy kos dieselfde as in die winkel, dis R35 en ja, mense moet terugvoer gee en ons laat weet wat hulle in die koerant wil sien. Hierdie is 'n deel is 'n hartsprojek en 'n gemeenskapsprojek. Ons wil graag wil skryf wat lesers wil lees en al hoe ons dit gaan wees is as ons weet wie wil wat waar hê, dat ons ons beste kan doen om daaraan te voldoen. Ja, daar is so mooi wat jy sê, want ek onthou die tyd wat ek klas gegee het, en dit was baie kortstondig geweest. Ek ben Colleen is 'n baie meer uitgekose lektor en 'n dokter. Ek het so 'n jaar stint gehad in 'n media plek wat ek klas gegee het en ek het altyd die voorbeeld gebruik van Jacaranda se sêding deur die tyd, all the news that matters when it matters. En hoe belangrik dit is wat ons nou net weer terugkom na die kurasie toe van dit, want iemand moet besluit, hierdie nuus maak saak en hierdie nuus is nou die nuus wat nou belangrik is. So as ons sê hy is digitaal beskikbaar, gaan dit dieselfde ene wees wat in print is, of gaan daar ook soos wat nuwe stories breek, nuwe stories op die website beskikbaar wees, of is dit bloot net, ek log aan en ek lees die digitale gedeelte? Weeklikse. Die webtuiste gaan groei, daar gaan brokkies wees, daar gaan brekende nuus op wees, dit gaan aan die begin nog nie so groot wees soos wat dit al wees later nie, maar binnekort ons het ons digitale man gekry, ons webwerfman, Franco Habiga, is baie opgewonde en hy het ook 'n groot bergwerk voor hom lê. So ja, beslis. Dit is nie 'n statiese webblad wat net daar gaan lê nie, daar gaan stories opkom. Ag, lekker. En ek weet dis 'n begin van iets nuuts. Dis 'n nuwe ding en alles begin klein en dit groei klein en dan ewe skielik ontplof dit. En soos wat jy sê, dit gaan oor die mense en dit gaan oor die taal, dit gaan oor Afrikaans. Ek dink mense daar is baie opgewondenheid vir die papier wat ons natuurlik baie ook self ons eie opgewondenheid net meer wat dit groter maak. En ons is maar 'n start-up maatskappy. Dit is nie asof ons hierdie groot onafhanklike publikasie dadelik is nie. Ons gaan groei. Ek twyfel nie daaroor nie. Ons gaan beslis groei. Ons is nou in die wegspringblokke, maar eintlik is die vliegtuig ook al in die lug en nou moet ons maar as ons 'n engine moet ruil of iets moet doen in die lug, dan moet dit nou maar gebeur. En die belangrikste ding is groei beteken mense moet dit lees. En mense is uitgehonger vir nuus wat gecurate is. Ek weet nou nie eens wat die mooi Afrikaanse woord kuratorskap klink ook net so half vir my so half nie na 'n lekker woord nie, maar dis die belangrikste ding is, ek meen vir ons om die papier te ondersteun beteken ons moet hom koop elke Vrydag en ons moet hom lees elke Vrydag en ons moet terugvoer gee aan die redaksie en sê wat ons doen, dat dit 'n lewendige ding is op die einde, soos wat Afrikaans is. As jy vir iemand moet sê wat maak die papier anders as dit wat ons al reeds voorheen gehad het, behalwe dat ons nou praat van 18 maande terug wat ons dit daar gehad het, maar hoekom is die papier, wat maak dit anders en hoekom moet ek hom Vrydag koop? Die papier gaan interessante diskurse bevorder. Ons sal nie wegskram van netelige kwessies of heilige koeie nie. Dit sal wel met regverdigheid en deursigtigheid aangepak word. So ek dink dit gaan 'n gebalanseerde en soos ek al voorheen gesê het, dit gaan nuances hê. En elke stukkie in die papier, elke uitleg, elke woord, elke opskrif is versigtig gekies en dra gewig. Die fonts is daar met 'n rede, die uitleg is daar met 'n rede. Dit is alles deurdag en deurdink om die beste leeservaring te gee, maar ook om mense ingelig te hou en te vermaak. Anders doen jy nie jou werk ordentlik nie.
Ek dink dit sal anders wees. En hoekom die naam die papier? Miskien moes ek dit van die begin af gevra, dan sou ek nie dalk gekantoor die hele tyd nie. Maar waar het dit vandaan gekom? Want dit is obviously dink ek 'n speelsheid op die feit dat dit weer 'n gedrukte medium is, maar dis wat ek afgelei het. Waar kom dit vandaan? Inderdaad, so dit is 'n verwysing na, dit is iets wat jy in jou hand gaan vashou. Dit is nie iets wat jy net digitaal kan lees nie. Dit is inderdaad nou weer gedrukte ink op papier wat jy kan voel en ruik wanneer jy daardeur blaai. Daar is nou nog mense wat sê hulle haat die naam en is anglisisties en hoekom het ons nie verder gedink aan 'n naam nie, en ek dink daai debat gaan nou nog lank met ons wees. Maar die naam is hier om te bly. So dit is op papier. Debat rondom dit is altyd goed. En my en Matthys se bediendes gaan ook gelukkig wees. Want hulle gaan weer koerant in die huis hê om die vensters mee te was. Ja, nee, Maria gaan volgende week in Woensdag kinderlik opgewonde wees. Want dit was 'n probleem. Nie dat ons sê dat dit is die enigste rede hoekom ons dit gaan koop nie, ja. Nee, ek weet. Ons gaan net van kant tot kant lees. Ja. Hoek tot kant gaan ons om dees en dan gaan ons om vir ons bediendes gee om ons vensters te was. Julle kan gerus laat weet wat se blaaie word eers uitgeskeer vir die vensters, sodat ons weet om aan daai blaaie aandag te gee. Ek onthou sy het altyd, Maria sê altyd die ene wat so 'n bietjie glanserig is. Jy weet daai advertensieblaaie wat jy gewoonlik kry van 'n Makro of 'n Pick n Pay of 'n Checkers. Sy hou nie van dit nie. Sy gooi dit weg want dit maak nie mooi skoon nie. So ja. Nee. Oudtydse papier. Oudtydse regte papier. Kan nie wag nie om dit weer vas te hou nie. Ek dink dit is amazing wat julle aanpak en ek wens julle al die beste toe. Ek gaan seker elke uitgawe koop. Ek het sommer hoendervleis en ek is opgewonde vir jou part en vir julle part. Dit voel vir my asof ek so met jou in die nuuskantoor sit en ek voel daai buzz. Ek mis dit eintlik en ek en Colleen het mekaar eintlik in 'n nuuskantoor op Tuks ontmoet. So ek weet ons onthou daai rush en ek dink niemand kan daai rush verduidelik nie en dit raak soos 'n drug. Dit is, en ek dink ons is almal so bevoorreg hier om dit saam te beleef, omdat ons almal saam sit op die vloer. Bernard sit saam met ons, wanneer advertensies inkom hoor ons dadelik daarvan, ons is opgewonde, wanneer daar 'n verandering is en iets op 'n blad moet skryf of iets, ons hoor dit dadelik. Alles is 'n paar mense in 'n ou nuuskantoor waar hierdie goed op 'n vlak sou gebeur het wat dalk bo jou posvlak was of waarvan jy nie sal weet nie. Bernard se hoofkommentaar is nou amper in daar die standpunt en die trant gaan vel vir die koerant. Ons lesersbriewe is besig om in te kom. Ons sien hoe daai goed op die blaaie gaan. Ons is besig om die stelsel te leer om dit reg te kry self ook van ons kant af. En dis ongelooflik net om te sien hoe hierdie goed alles skielik bymekaar kom en dis ek sê in 'n ander kantoor sou jy dalk nie eens geweet het van hierdie goed of blaaie wat rondskuif of iets of nou is die kosblad kleiner want daar het 'n advertensie ingekom of iets sê ons sit hier, ons hoor dit, ons is bly oor elke iets wat gebeur en dis 'n fantastiese gevoel. Ek kan dink, so van my kant af, well done vir jou en well done aan almal by die papier en good luck en ons kan nie wag vir Vrydag nie. Ons gaan al die besonderhede van die papier aan die onderkant van die pot gooi, gaan dit beskikbaar wees, die webtuiste waar jy kan inskakel of inskryf en dan sien ons jou binnekort, hopelik, as ek in Joburg is en ek is daar in my omgewing, sal ek 'n draai kom maak en kom koffie drink, dat ek kan voel in die kantoor. Ek het regtig nou amper envy, so ja, jy moet dit baie geniet en baie sterkte. Dankie, en dankie vir die gesels en julle is enige tyd welkom hier. Okay, so dit was dan nou Lucia Poelman gewees en ja, dit is dit is eintlik die papier, ja. Dit is die koerant se naam. Dit is nie die kantoor nie. Ek het gebinge op die kantoor, so dis dalk hoekom ek nie heeltemal mooi fokus nie. Maar ja, dis die papier en ja, wat 'n ongelooflike amazing projek moet dit wees om seker deel te wees van daai geboorteskenk aan iets soos dit. Ek dink dit moet crazy wees. Ek het regtig envy. En ek weet jy wat Matthys, is net vir my fascinerend, hoe stadig maar seker, nie vinnig nie julle, is nie 'n vinnige trend nie, maar stadig maar seker begin mense teruggaan na tradisionele consumption van goed af. Of dit nou is
tegnologie, of dit nou is inligting, of dit nou is omgang met mense. Ons almal gaan weer terug na daai ding toe van ek het weer so baie mense wat sê elke keer as jy sê omgang, dan ek weet, dan dink maar dit ek is die woord. Dit is die woord, is dit nie? Ja, Wel omgang in daai sin ook, Matthys. Yeah, because I mean, mense you can is fuck moeg a robot. So, Ja, no, and everyone's tired of sex talking on WhatsApp at 12 o'clock at night. Mense soek nou weer old, authentic booty calls, man. Kom oor na my huis toe. Ja. Mense wil mekaar weer sien. Ek kan nie vir jou sê hoeveel mense in die laaste paar maande vir my sê, moenie my WhatsApp nie asseblief. Ek het 'n kollega nou dat ek probeer hom bel op WhatsApp. Hy antwoord nie. Dis nie 'n ou man nie, dis nog hy's jonk soos ons, nê? Ja. En hy bel my toe onmiddellik terug. Hy sê vir my, nee, Colleen, ekskuus man, het jy vergeet, ek het al vir jou gesê, ek het net WhatsApp op my rekenaar. Ek het dit nie op my foon nie. So as jy my wil bel, dan moet jy my bel op die tradisionele lyn. Moenie my bel op WhatsApp nie. So ek hoor dit lê agter in my boot, maar kan jy nie antwoord nie. Ek kan niks doen nie, want ja, okay. Ek kan niks doen nie. En ek sê toe vir hom, "Jessie, dis nie 'n bad idee nie, maar hoe cope jy sonder dit?" Toe sê hy wonderlik. Toe sê hy want my WhatsApp het net absoluut hande uitgeruk en ek wil jou sê Matthys, my WhatsApp het ook, dit is ek weet nie meer waarvoor, is dit vir besigheid, is dit vir vriende? Wat die volk gaan aan op WhatsApp, want dit lyk gewoonlik net soos 'n lit up Christmas tree. Dit is dieselfde as wat Facebook was net toe Facebook begin het. Ek meen as ek het nou dag het ek 'n memory gekry van die een van die posts wat jy op my Facebook wall gemaak het. Ek het op daai stadium wat soos 12 jaar oud is. Ja, dis angstbenemend. Ek het op daai stadium in Belito gebly en ek dink jy en ander vriende en vriendinne sou kom kuier het vir my vir die naweek in Belito. En ek weet nie, een of ander comment oor kakpapier en tennis of iets is dit. En as ek het so, I mean, I would die as jy dit vandag op my Facebook wall sit, maar dit is wat Facebook daai tyd was. Ek weet dit was letterlik, ons het met mekaar gechat. Ek is so bly, ons het nie Facebook op universiteit gehad nie, ek weet ek het dit al gesê, maar as jy vir my vra, soos dinge, maak net 'n klein lysie van dinge waarvoor jy dankbaar is in jou lewe, dan is dit een van dit, dat ek nie Facebook of social media op universiteit gehad het nie. My lewe sou destroyed gewees het. Ek sê, dit is ek is baie bly daaroor ook. So ek sê heeltemal saam met ek en jy praat baie daaroor, dat ons almal gaan terug en ek is dalk net old school. I mean, ek verkies nog steeds om 'n boek te lees. As ek 'n boek wil lees, wil ek 'n boek lees. Ek wil hoor hoe kraak hy. Ek wil ryk hoe ryk hy. Dieselfde met 'n koerant. Ek hou nie daarvan om online goedes te lees nie. Dit is net, en ek dink wat Lisa gesê het is so waar, en jy het dit eintlik ook gesê, is dat omdat dit curated is en jy's present, want jy lees offline na iets. As ek nou online byvoorbeeld na nuus lees, dan sien ek daar kom 'n e-mail deur of daar kom dit deur. So my aandag is nooit eintlik regtig by wat ek lees nie. Ek consume dit net, maar ek lees dit nie eintlik. En Matthys is besig om ons dommer te maak ook. Daar het 'n studie uitgekom onlangs wat wys dat die Gen Z'ers is die eerste generasie ooit wie se algemene IQ laer is as die vorige generasie. Ek kan dit 100% vir jou sê, want die fokkertjies trek nou hier waar ek bly. En hulle is, ek het nou eendag ek en een van die ander trustees en chairman het ons gesê, maar wie moet ons begin IQ-toetse doen voordat mense hier kan intrek, want die Here moet vir my help. I mean, stupid is stupid. Even if you're pretty and you're stupid, you're still fucking stupid. En as iemand nou 21 is of 20 whatever en dan sal nou daar, wat gaan jy nou hulle doen? Wat se salf is daar nou te smeer? Ek lees in 'n ander artikel, groot tendens in Amerikaanse skole, waar hulle nou alle analog horlosies wat teen die mure is in die klaskamers. Jy weet ons handjie horlosies, wat doen mense? Mense het 'n klokhorlosie nie eintlik nie. Ja, klokhorlosie het 'n klok in. 'n armpie horlosie. Hulle verwyder dit nou alles en vervang dit met digital clocks, want die kinders kan dit nie lees nie, hulle verstaan nie wat dit is nie. I mean, just take the time. Ek is seker daar is een of ander voordeel aan jou brein om te leer tyd lees in daai metode. Daar moet een of ander voordeel vir die ontwikkeling van jou brein wees daarin. Maar daar, jy sien, maar dis nou weer hier waar ek en jy seker nie eintlik nou 'n opinie mag hê nie, maar gewoonlik het ons baie sterk opinies daaroor, omdat ons juist nie kinders het nie. Maar dit is nou weer daar waar ek sê, dit is daai ouers se slapgatheid.
om dit nie vir jou blerrie kind te leer nie. I mean, regtig. Wat maak jy groot? Wat maak jy groot? Vra vir jouself 'n bietjie, wat maak jy groot? Fok. En op die einde van die dag, het gaan nie oor om 'n oorlosie met armpies te hê nie. Dit is nie, ek besef hulle het almal ander watches, iWatches en whatever other smart watches. Maar die punt is, dis 'n proses in die brein wat moet gebeur om ander goed te kan doen wat dan nie gebeur nie. En ja, dis baie scary om te dink die volgende generasie het 'n laer IQ as enige generasie voor hulle. En onthou, daai laer IQ generasie gaan nou weer 'n volgende generasie groot maak wat nou nog fucking dommer gaan wees. Ja. So, en dan moet ek ook sê, julle, obviously daar's die uitsonderings. Ek meen, as enige Gen Z'ers luister, please don't shit your pants now. Ek besef daar is die uitsonderings. Maar hierdie is, studies word obviously altyd maar gebaseer op die algemene. Op die medium. Ja. Die medium. Nee, daar is verseker uitsonders. Ek meen, kyk nou maar wat gebeur het verlede jaar met ons matriek resultate. Ek meen, ons het apparently die slimste groep kinders deur universiteit, deur skool gesit verlede jaar. So daar is seker dan maar uitsonderings. Maar kan hulle tyd lees op 'n old school Mickey Mouse watch? Kan hulle wiskunde doen en kan hulle 'n vol sinnetjie skryf? Daar's baie vragies wat ek het, want ek dink as jy dit doen, het jy 7 onderskeidings. Nee, ek is nou 'n teef, ek is nou 'n bitch, sorry, ja, ek trek dit terug. As jy kan 7 onderskeidings gekry het, baie geluk. Okay, Talk about bitchy. Talk about bitchy, ek het nog een ding om met jou te deel, wat ek gister gesien het. Ek moet hom nou nog in lewende lywe gaan sien. Ek dink hy's op Winnie Mandela Drive, maar ek is nie seker nie, julle. So, don't quote me on this. Ek moet nou nog maar Tannie Helen Zille is besig om Joburg sy is soos op 'n campaigning trail of note. Iets wat ek dink nie ek het al ooit in Suid-Afrika gesien nie. Sy was die naweek in Soweto, het sy daar gaan party met ek weet nie wat se celebration hulle daar gehad het nie. Sy is elke dag. Ek het dit ongelukkig gesien en ek het ongelukkig gesien hoe sy dans ook. Ja, dis nie 'n mooi ding nie. Ek meen regtig, dit is die DA mense moenie dans nie. John moenie dans nie. Helen moenie dans. Just don't do it. Jy dit lyk kak. Don't do it. Ja. Maar anyway, behalwe Tannie Helen se swak dansvermoë, is sy regtig hier out and about elke dag in Joburg en sover so dat sy nou 'n moorse billboard wat oor die hele pad gaan onthul het gister. Nou die een kant van die billboard is alles in ANC klere en met die ou wat baie happy lyk in sy suit en swaan en onder 'n lyk of hy so sulke sprankels watertjies oor hom kry en dan staan daar ANC members have hot showers in hotels while your taps are dry. En aan die ander kant van die billboard is die DA branding wat sê excuse, vote for us, we'll get the taps running again. Brilliant. Dis een ding wat ek vir Tannie Helen kan sê, is jy okay? Jy oomlik hier. Gee my oomlik, excuse, okay. Ja, ek is okay nou weer. Okay. Dis een ding wat ek regtig vir Tannie Helen kan sê, sy run 'n ongelooflike tight campaign. Ek het iewers iets gelees ook, en ek dink, sy het 'n skatting gemaak van, daar moet 490,000 mense. Ja, dis wat ek in Johannesburg moet volstem. In Johannesburg moet stem, en dan kry die DA Johannesburg. En ek weet as jy mooi dink, 490,000 ek weet nie of hulle vir hom moet stem, en of hulle 490,000 stemme nog moet kry. Ja, ek het net die headline gelees, so ek het die clickbait gesien, maar nie die artikel gelees nie, so, maar maybe is dit nog 490,000 mense wat moet registreer en stem vir die DA. Maar as jy daarin gaan dink, dis eintlik vir 'n groot stad soos Johannesburg, it's actually not a lot, nee? Dis eintlik nie baie nie. Nee. So dit is eintlik baie moontlik vir hulle om dit te doen. Absoluut, en soos die Engels sal sê, that woman has got fire in her belly. There's nothing that can stop her. Ja. Tannie Helen, jy doen 'n ding. Okay, so ek dink dit is nou dit. So ek sien nou uit na Vrydag se papier wat ek in my kantoor gaan lees. Sterkte met al jou admin, Matthys, al die mense bel en... Dankie. Ja, gelukkig dink ek die meeste is dit nou.
daar is al die meeste gedoen, maar nou Ons moet nog een nag praat oor die ander saakie wat so interessant afgeloop het met die Kaksa Bank. Wanneer dit nou afgehandel is. Ja, ons kry dit nie eens afgehandel, dan kan ek kan julle volgende week, dan is dit 10 en uitgesorteer, so ek kan jou volgende week vertel ietsie van Blapsa. Ja. Blapsa. Okay. Maar ja, cheers maar. Soos wat altyd gesê het. Cheers op die lewe. So. Smis jou. Sien jou volgende week. Mooi bly. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my 4 jaar lang, toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, almal is